Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Wat 'n besige week was dit nie. Daar het soveel in die wêreld gebeur. Onluste in Amerika, interessante verkiesings, regerings wat tot 'n val gekom het, onderhandelinge oor alles oor internasionale handel, kernooreenkomste, ja, noem dit maar ook al. Heel wat gebeure rondom internasionale konflik, belangrike berade wat binnekort gaan plaasvind. En daarom het ek besluit om in hierdie week se episode te fokus op 10 groot nuusstories van die afgelope paar dae. So ons gaan so 3 of 4 minute elk spandeer aan van die grootste nuusstories van die afgelope paar dae. Ek gaan begin met die Nederlandse regering wat tot 'n val gekom het en dan sal ons so deur dit alles werk en bietjie kyk wat was van die belangrikste dinge wat die afgelope paar dae die wêreldnuus gehaal het. Nou ja, kom ons spring weg met ons eerste storie van hierdie week en dit is die Nederlandse koalisieregering wat tot 'n val gekom het. Verlede week het Geert Wilders van die Party voor die Vryheid sy party uit die koalisieregering onttrek. 4 partye, sentrumregse partye, die PVV wat sekerlik die mees regse ene is, wat dan nou vir die afgelope 11 maande deel was van hierdie koalisieregering. Die regering het tot 'n val gekom omdat die PVV sê dat die koalisie eenvoudig nie genoeg gedoen het om onwettige immigrasie te bestry en seker te maak dat die geweldige probleem met toenemende asielsoekers in Nederland, dat dit behoorlik hanteer word nie. Nou, die gevolg hiervan is 'n vroeë verkiesing wat op 29 Oktober vanjaar sal plaasvind. Kiesers in Nederland wat dus redelik vinnig weer minder as 2 jaar na die vorige verkiesing na die stembus sal moet gaan. Intussen sal die huidige eerste minister Dick Schoof voortgaan om eerste minister te wees saam met 'n kabinet wat dan nou bestaan uit lede van die oorblywende 3 partye wat nog in die koalisieregering is. Die groot vraag is, hoe gaan 'n regering lyk na Oktober se verkiesing? Die uitdaging vir die PVV, en aan die een kant kan 'n mens seker ter verdediging van Wilders en die PVV sê dat 'n mens hulle frustrasie verstaan. Hulle belofte aan hulle kiesers was streng nuwe grensbeheer, deportasie van onwettige immigrante, minder asielsoekers in Nederland. Hulle voel met goeie rede dat die regering nie daarin geslaag het nie. Maar as dit kom by praktiese politiek, beteken dit waarskynlik dat hierdie 3 partye wat saam met die PVV gewerk het, nie na 'n verkiesing in Oktober weer saam met die PVV sal wil werk. En ons weet ten minste dat die grootste van die partye, die liberaal-konservatiewe Volksparty vir Vryheid en Demokrasie, die VVD, reeds dit uitgeskakel het. So, die kanse vir 'n regering na Oktober waarvan die PVV deel is, het wesentlik afgeneem. Die kans is steeds daar dat die PVV die grootste party in Nederland kan wees, dat die party dus eerste kan eindig weer soos in November 2023, maar dat die party waarskynlik deur ander partye uitgesluit sal word uit 'n koalisieregering. Nou daar het een peiling uitgekom en die wys daarop dat die PVV steeds die grootste is met 33 setels, gevolg deur die linkse GroenLinks PVDA wat die Party voor die Arbeid is, wat saam op 25 staan, die VVD op 26 en dan die CDA op 20. Dit beteken dus die PVV is baie ver daarvandaan om 'n meerderheid in die Nederlandse parlement te wen, iets wat in elk geval byna nooit gebeur nie, maar jy kan amper nie in so 'n verkiesingsuitslag 'n scenario sien waar die PVV deel sal wees van 'n koalisieregering nie. So ja, 'n paar maande van veldtogte wat voorlê, natuurlik eers die somervakansie in Nederland, daarna 'n redelike intensiewe verkiesingsveldtog en aanloop tot hierdie verkiesing, maar op hierdie tydstip lyk dit asof die PVV waarskynlik redelik goed sal doen in hierdie verkiesing, maar uitgesluit sal word dan in 'n volgende koalisieregering. Dan die volgende groot storie, en dis ons tweede uit 10 stories vandag, waaroor ek wil gesels, is die onluste die afgelope paar dae, week of wat, in Los Angeles in Kalifornië in die VSA. Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat president Donald Trump en sy regering reeds kort nadat hy in Januarie weer president geword het, aangekondig het dat hulle baie streng stappe gaan neem om onwettige immigrante wat dus onwettig in Amerika is te deporteer na hulle lande van herkoms. Nou, die Trump-administrasie het begin met 'n fokus veral op onwettige immigrante met 'n ernstige misdaadrekord, mense wat dus
redelike ernstige misdade by betrokke was in Amerika of in hulle lande van herkoms en die afgelope 4,5 maande is heelwat van hierdie mense gedeporteer. Die afgelope paar weke sien ons egter nou ook dat die federale agentskap wat hiervoor verantwoordelik is, staan in Amerika sommer bekend as ICE, die ICE, dat hulle al hoe meer dan nou begin fokus op groot werkplekke waar daar dan ook baie mense is wat onwettig in Amerika is en wat daar werk. En dit is presies wat dan nou verlede week in Los Angeles gebeur het, die ICE agente wat by 'n werkplek opgedaag het in Los Angeles en van hierdie onwettige immigrante begin in hegtenis neem het om hulle te deporteer. Daar was 'n groot teenreaksie. Onthou in Los Angeles is daar 'n reuse bevolking van onwettige immigrante, mense wat eenvoudig volledig onwettig in Amerika is. Dis 'n reuse deel van die totale bevolking van Los Angeles. En baie van hierdie mense wat dan saam met linkse groepe, politieke groepe en drukgroepe in opstand gekom het, aanvanklik betogings gehou het, van die betogings wat uiteindelik gewelddadig geraak het, en wat toe gebeur, en dis baie belangrik om dit te verstaan, die ICE agente wat federale agente is, van die federale regering, hulle het uitgereik na die polisiediens van Los Angeles vir beskerming, want hulle het gevoel hulle word aangeval, hulle word omsingel. Die reaksie van Los Angeles en die stad se burgemeester was nie voldoende gewees nie, en in reaksie daarop het president Donald Trump toe aangekondig dat hy soldate van die nasionale wag sal instuur. Hy het selfs nog meer spesialisteenhede intussen ingestuur. En dit het tot 'n redelike spanning gelei. Nou, wat ons eintlik sien hier afspeel nou, is 'n stryd tussen Donald Trump en sy baie streng immigrasiebeleid wat hy vir kiesers beloof het en wat hy nou probeer uitvoer, en aan die ander kant Gavin Newsom. Gavin Newsom is die gouverneur van Kalifornië en hy is een van die voorlopers om die Demokratiese Party se presidentskandidaat oor 3 jaar te wees. En Newsom stel homself nou direk op teen Donald Trump en hy stel hierdie nou op as 'n saak tussen autoritaire president in Washington, dis nou Trump, wat autoritair homself wil kom afdwing op Kalifornië en Los Angeles, en hy wat Newsom is, wat staan vir die regte van mense in Los Angeles, dan ook onwettige immigrante en hulle burgerregte of hulle menseregte, maar daarmee saam ook dan die reg van die stad en die staat, die deelstaat, om vir hulle self te kan besluit. En dit het uiteindelik intussen die groot stryd geraak, en ek dink ons gaan baie meer daarvan sien. Gavin Newsom wat homself teen Donald Trump opstel, maar intussen het hierdie geweld uitgebrei na heelwat ander Amerikaanse deelstate, heelwat ander stede wat ook hierdeur geraak word, en dit begin al hoe meer lyk of hierdie eintlik die volgende groot George Floyd betogings kan wees. Almal sal onthou tydens president Donald Trump se eerste termyn daardie reuse betogings wat in Minneapolis in Minnesota begin het en toe eenvoudig stuk uitgebrei na die res van Amerika. Ons sal dit dophou oor die volgende paar dae en natuurlik ook spesifiek kyk na die politieke implikasies hiervan vir Amerika. Maar op hierdie tydstip wil ek sê my standpunt is dat president Donald Trump in 'n sterker posisie is. 'n meerderheid van Amerikaners voel dat daar streng immigrasiebeleid toegepas moet word, dat mense gedeporteer moet word, en president Trump wat 'n redelike sterk mandaat het, daarteenoor is die demokrate in 'n swakker posisie. Hulle posisie rondom immigrasie is nie sterk nie. Amerikaners wat baie skepties is oor die demokrate se standpunt, maar ons sal sien hoe dit uitdraai. Ons derde storie vir vandag, uit 10 stories gaan oor NAVO. Nou, oor 2 weke van nou af, op 24 en 25 Junie, vind die jaarlikse NAVO-beraad in Den Haag in Nederland plaas. 'n baie belangrike beraad. Dit sal die eerste een wees sedert Mark Rutte van Nederland dan ook die nuwe sekretaris-generaal van NAVO geword het. Die eerste sedert Donald Trump president weer terug is as president van Amerika. Daar is Friedrich Merz in Duitsland. Ek dink vinnig sommer aan die NAVO-lande, daar's 'n hele klomp NAVO-lidlande wat almal nuwe staatshoofde het. Verlede week het die ministers van verdediging van al die NAVO-lidlande, dis nou al 32 lande wat lid is van NAVO, het hulle in Brussel vergader en is daar grootliks ooreengekom daarop dat NAVO-lidlande hulle militêre spandering, hulle spandering op verdediging sal moet wesentlik verhoog. Nou die vereiste tans deur NAVO is 2% van die bruto binnelandse produk. President Donald Trump wat vroeër vanjaar gesê het hy wil hê dit moet verhoog tot 5%, en dit is interessant genoeg wat Rutte
en NAVO nou bespreek, 'n verhoging van 2% na 5%. Nou, kom ons wees eerlik, dit sal nie onmiddellik gebeur nie. Dit sal waarskynlik oor 'n hele aantal jare ingefaseer word, maar wat duidelik is ons sien 'n nuwe wapenwetloop. Ons sien dat NAVO-lidlande tans besig is om hulle spandering op verdediging dramaties te verhoog. Daar's lande soos Pole wat reeds amper 5% van hulle BBP op verdediging spandeer. En ons gaan waarskynlik sien dat die meeste ander NAVO-lidlande onder heelwat druk gaan verkeer om dit ook te doen. En dan veral die wat nog te min spandeer. Spanje is baie skuldig, België is skuldig, Kanada is baie skuldig, selfs Italië ook. Hierdie lande gaan waarskynlik oor 2 weke baie druk ervaar om meer geld op verdediging te spandeer. En ek dink dit is veral die Europese lande wat onder druk sal verkeer. Nou enkele dae gelede was Mark Rutte, die sekretaris-generaal van NAVO, dan ook in Engeland gewees waar hy in Londen 'n toespraak gelewer het en daar het hy gesê dat Europa sy spandering aan lugafweerstelsels met 400% sal moet verhoog. Dit is dramaties en dit gaan daaroor om 'n hele lugafweerstelsel vir die hele Europa, of dan nou ten minste Wes- en Sentraal-Europa te skep om hulle teen moontlike Russiese aanvalle in die toekoms te beskerm. So, hier word baie gepraat oor 'n nuwe wapenwetloop. Eintlik al wil niemand dit heeltemal so noem nie. En ja, dit gaan sekerlik interessant wees watter besluite by hierdie NAVO-beraad oor 2 weke geneem sal word. Ons vierde storie uit 10 stories waaroor ek graag vandag met julle wil gesels, is Rusland en Oekraïne. President Donald Trump wat baie hieroor uitgevra word. Ons het verlede week gesien dat Trump ek dink toenemend skepties is oor die kanse dat daar binnekort 'n wapen of 'n skietstilstand ooreenkoms bereik gaan word. Europa wat intussen nog sanksies teen Rusland ingestel het, die 18de stel sanksies teen Rusland. Ons sien dat die sanksies nie regtig baie geslaagd is nie. Intussen 'n paar dae gelede op die 1 Junie het Oekraïne dan 'n reuse hommeltuig aanval uitgevoer op Rusland, die sogenaamde operasie Spinnekop Web. Baie interessante operasie. En mense moet vir Oekraïne hier heel wat krediet gee. Hulle het meer as 'n jaar lank aan hierdie operasie beplan. En hulle het uiteindelik daarin geslaag om 40 vliegtuie, baie belangrike vegvliegtuie van die Russiese weermag of heeltemal te vernietig of baie ernstige skade daaraan te berokken. Dit sluit in bomwerpers en ander strategiese vliegtuie wat veral dan nou gebruik is deur Rusland in die oorlog in Oekraïne. So, 'n reuse operasie volgens onafhanklike berekeninge is soveel as 25% van Rusland se strategiese bomwerper arsenaal hierdie vernietig. So, 'n reuse operasie. Sedertdien die laaste paar dae sien ons dat Rusland sy lugaanvalle op Oekraïne opgeskerp het, dat daar meer lugaanvalle plaasvind, maar ons sien nie regtig dat daar enige vordering gemaak word in pogings om die twee partye nader aan mekaar te bring in terme van onderhandelinge vir 'n skietstaking ooreenkoms nie. Die vraag is, hoe lank gaan Amerika en president Donald Trump se geduld hiermee hou? Wanneer gaan Trump sê, ek het nou genoeg gehad, ek het nou met almal van julle gepraat, oor en oor telefoongesprekke, ons het ontmoet, ons het allerhande dinge gedoen om hierdie krisis by te lê, maar hier word nie vordering gemaak nie. Ek dink uiteindelik was die Duitse kanselier Friedrich Merz verlede week tydens sy besoek aan die Withuis heeltemal korrek, toe hy aan president Donald Trump gesê het dat Trump eintlik die enigste leier tans is wat regtig die sleutel het om hierdie oorlog tot 'n einde te bring. So, interessante tye wat daar voor lê, heelwat verwikkelinge, maar op die oomblik geen wesenlike vordering nader aan 'n skietstilstand ooreenkoms nie. Ons volgende storie, die 5de uit 10 internasionale stories wat ek in hierdie week se potsending wil bespreek, is in die Midde-Ooste. En daar's 2 stories in die Midde-Ooste wat ek graag wil bespreek. Die eerste is die onderhandelinge tussen Amerika en Iran vir 'n kernooreenkoms. Nou later hierdie week sal daar weer onderhandelinge plaasvind. Dis die soveelste keer, ek dink die 6de of 7de keer wat Amerika en Iran gaan vergader. Dit lyk op hierdie tydstip of Iran glad nie gemaklik is nie. Hulle het hulle self eintlik redelik sterk daaroor uitgespreek oor die huidige eise wat die Trump-administrasie in Amerika stel. En dit sluit onder andere in dat Iran eintlik sy kernprogram heeltemal moet staak. Sy Iran-verrykingsprogram heeltemal moet staak. Iran wat natuurlik nie bereid is om dit te doen nie. Nou,
'n interessante brokkie nuus wat baie internasionale media gemis het, is dat daar so 2-3 weke gelede 'n ontmoeting was in Saudi-Arabië tussen senior regeringslui van Saudi-Arabië en Iran. En tydens hierdie ontmoeting het Saudi-Arabië se minister van verdediging Iran gewaarsku om wel voort te gaan met onderhandelinge met Amerika en om in te stem tot een of ander ooreenkoms om sodanig te verhoed dat Israel aanval op Iran uitvoer. Nou die afgelope paar dae sien ons nou heelwat redelik ernstige wesenlike beweringe dat Israel besig is om 'n aanval te beplan op kerninfrastruktuur in Iran. En sou hierdie onderhandelinge tussen Amerika en Iran dis skibreek lei, sou daar nie vordering gemaak word nie, neem die kanse vir so 'n aanval natuurlik toe. So baie belangrik hierdie onderhandelinge. Tans ook president Donald Trump wat duidelik besig is om sy geduld hier met Iran te verloor. Mens kan waarskynlik sê dat daar nie meer baie onderhandelinge sal plaasvind indien dit aanhou misluk nie. En op een of ander punt sal Iran moet kies. Of hulle sluit 'n ooreenkoms met Amerika en hulle beperk hulle kernprogram dramaties, of die kanse vir 'n reuse nuwe oorlog in die Midde-Ooste neem vinnig toe. Dit is baie duidelik dat Israel gereed maak vir so 'n oorlog, dat Israel eintlik dink dat hy 'n voorvoet benadering moet volg om Iran aan te val, voordat Iran gereed is om natuurlik Israel aan te val en eintlik Israel grootliks te vernietig. So, die kanse hier vir 'n wesenlike stryd neem toe. Die Amerikaners wil dit verhoed. Hulle wil nie tans betrokke raak in 'n oorlog tussen Iran en Israel nie, maar dit lyk tog nie of daar wesenlike vordering gemaak word in die onderhandelinge tussen die VSA en Iran nie. Die tweede storie hou verband met die voortsleepende konflik in die Gaza-strook. Mense vra soms nou, is daar nog enigiets oor in die Gaza-strook wat nog nie vernietig is nie? Maar ja, die stryd daar duur voort. Die Israeliese weermag wat steeds daagliks aanvalle op Hamas uitvoer, daar is steeds gijslaars wat deur Hamas aangehou word in die Gaza-strook. Nie meer baie van hierdie gijslaars leef waarskynlik nie, die meeste is waarskynlik reeds dood, maar Israel wat steeds die gijslaars wil bevry, en dan lyk dit toenemend of Israel maar volledige beheer oor die gebied wil neem, ten minste oor die kort tot medium termyn. Nou die ontwikkeling van 'n humanitêre krisis en daarmee gepaardgaande natuurlik die toenemende dodetal van burgerlikes het meegebring dat 'n hele aantal westerse lande, die Verenigde Koninkryk, Kanada, Noorwe, Nieu-Seeland en Australië nou sanksies ingestel het op 2 lede van die eerste minister Benjamin Netanyahu se kabinet. Dis 'n redelike wesenlike stap vir westerse lande om te neem, om eenvoudig sanksies in te stel op sittende ministers in Israel. En interessant, intussen die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, wat hierdie sanksies ten sterkste veroordeel het. Rubio wat vroeër hierdie week gesê het dat hy verwerp eenvoudig hierdie idee en hy wil sy westerse bondgenote daaraan herinner dat Hamas 'n terroristeorganisasie is wat onuitspreeklike gruweldade gepleeg het, wat steeds onskuldige burgerlikes gijslaar hou en wat die mense van Gaza verhoed om in vrede te leef. So, die stap, hierdie sanksies wat ingestel is deur westerse lande. Ons het ook onlangs gesien dat die Franse president Emmanuel Macron homself ook baie sterk teen Israel uitgespreek het. Dit skep ook 'n spanningslyn tussen Amerika en van hierdie westerse lande, want die Trump-administrasie wat baie naby aan Netanyahu en sy regering geposisioneer is, en ons sal moet sien presies hoe dit oor die volgende paar weke gaan uitspeel. Maar op hierdie tydstip lyk dit nie regtig of daar enige vordering gemaak word oor 'n moontlike skietstilstand in die Gaza-strook nie. Dan ons volgende storie van die 10 stories wat ons hierdie week oor gesels hier in Wêreldwys. En dit is die onderhandelinge. Ja, die Amerikaners is behoorlik in baie onderhandelinge betrokke, of dit nou met China ernstig is en of dit is met Rusland en of dit is met Iran. Ander baie belangrike onderhandelinge is die met China, waaroor ek graag wil gesels. Vroeër hierdie week, maandag en dinsdag, het hoë vlak samesprekings in Londen en Engeland plaasgevind. En dit natuurlik nadat president Donald Trump aanvanklik baie hoë invoertariewe teen China ingestel het. En daardie invoertariewe wat hy toe op 'n tydstip wesentlik verhoog het na 145%, dit het daartoe gelei dat daar verlede maand 'n skerp afname in Amerikaanse invoere uit China was. Amerika en China wat graag hierdie
saak wil bylê. Maar daar's dink ek tog 'n verkeerde persepsie as mense dink hierdie gaan suiwer oor invoertariewe en oor handel tussen Amerika en China. Dit gaan oor veel meer. Dit gaan natuurlik oor Amerikaanse tegnologiebeheer. Dis vir China 'n groot uitdaging, die Trump-administrasie wat dit vir China baie moeilik maak om toegang te kry tot Amerikaanse tegnologie. En China is bekend daarvoor dat hy ander lande se tegnologie gebruik vir sy eie vervaardiging. So, dis vir die Chinese 'n groot uitdaging en hulle het maandag en dinsdag ook redelik ernstig hieroor onderhandel. Vir Amerika is toegang tot skaars minerale, natuurlik daardie soort van kritiese minerale waaroor daar baie gepraat word, kritieke minerale is baie belangrik in China wat natuurlik 'n groot deel daarvan tans nog internasionaal beheer. So dit speel 'n baie belangrike rol hierby, maar hier's 'n baie groter en belangriker vraagstuk. Hierdie gaan oor die huidige globale magstryd. Die stryd tussen Amerika wat 'n sekere wêreld verteenwoordig en China wat 'n ander wêreld verteenwoordig. Amerika wat 'n demokratiese, vrye, westerse soort van kapitalistiese wêreld verteenwoordig en China wat 'n geslote, autoritaire soort van alternatiewe wêreldbedeling voorop staan. En die stryd van die volgende paar jaar in die wêreld is die stryd tussen hierdie twee ideewêrelde en dit is waarom die Amerikaanse president Donald Trump so voortdurend met China besig is. So ons gaan miskien tydelike verligting sien van invoertariewe tussen Amerika en China en dis sekerlik vir die hele wêreld goed, maar ons moet nie uit die oog verloor dat hier 'n baie groter stryd tans aan die gang is nie. En dit bring my dan by die volgende van ons 10 punte wat ek graag in hierdie week se episode van Wêreldwys wil bespreek. Dit is dan ook die 8ste belangrike saak en dit hou baie sterk verband met die vorige punt oor die handelsstryd en eintlik hierdie magstryd tussen Amerika en China en dit gaan oor globale ekonomiese groei. Die Wêreldbank het hierdie week sy nuwe verwagtinge bekend gemaak en die Wêreldbank sê dat hy verwag dat internasionale of globale ekonomiese groei gaan daal tot die laagste punt sedert die 2008 finansiële krisis. Die Wêreldbank het sy verwagtinge wesentlik afgeskaal tot 2,3% van jaar vir globale ekonomiese groei. Dis van 2,7% wat nog in Januarie die verwagting was. En dis baie duidelik dat daar 'n klomp onweerswolke tans internasionaal teenwoordig is wat globale handel gaan benadeel en dis ook globale ekonomiese groei nadelig kan raak. Dis vir ons in Suid-Afrika baie belangrik. Indien die globale ekonomie stadiger groei, is die kanse vir Suid-Afrika om ekonomiese herstel te bewerkstellig byna onmoontlik, want ons ekonomie is geweldig afhanklik van groter uitvoere na die buiteland. Daar's sekerlik altyd geleenthede hierin opgesluit, maar hierdie is 'n baie ernstige waarskuwing van die Wêreldbank. Ons kan dit maar gerus ter harte neem. Dan die tweede laaste storie wat ek in vandag se episode van Wêreldwys met julle wil bespreek, is die G7 beraad wat hierdie naweek in Kanada plaasvind. Pragtig daar by 'n gebied in die Rocky Mountains in Alberta in Kanada sal die nuwe Kanadese eerste minister dan nou leiers van die G7 lande verwelkom. En dis vir hom, vir Malkani, 'n baie belangrike geleentheid. Kanada verkeer tans in 'n redelike groot krisis. Ekonomies is die land besig om totaal en al te verlangsaam. Daar's geen ekonomiese groei nie. Daar's groot politieke verdeeldheid binne Kanada. Daar's tans ernstige spanningslyne tussen Amerika en Kanada wat natuurlik twee historiese belangrike bondgenote en bure is. Nou ja, die naweek kan Carney as leier van die G7 beraad dan nou wêreldleiers verwelkom. En interessant wie hy almal uitgenooi het om teenwoordig te wees. Natuurlik die G7 lande, dis nou Kanada, Frankryk, Duitsland, Italië, Japan, die Verenigde Koninkryk, die VSA en die Europese Unie. Mens moet net altyd onthou, wat is die G7? Die G7 is 'n groepering van demokratiese vrye marklande. Nou, dit is hoekom 'n land so China nie teenwoordig is nie. Dis hoekom Rusland al uitgeskop is. Op 'n stadium was dit die G8 toe Rusland nog deel was. Hierdie verteenwoordig dus jou soort van demokratiese wêreld, jou kapitalistiese vrye mark wêreld. Baie belangrik. Maar dan het die gasheerland elke jaar ook die geleentheid om ander wêreldleiers uit te nooi, 'n baie beperkte getal
wêreldleiers wat dan ook genooi word na hierdie G7 beraad. Ons het gesien dat Suid-Afrika se staatshoof vir jare uitgenooi is. Die laaste 2 jaar in Italië en Japan het ons gesien dat Suid-Afrika nie 'n uitnodiging ontvang nie. Suid-Afrika is vanjaar weer terug. En dit natuurlik waarskynlik omdat Kanada tans 'n linkse regering het en linkse regerings natuurlik baie meer geneig sal wees om 'n Suid-Afrikaanse staatshoof uit te nooi. So, president Cyril Ramaphosa wat ook by die G7 beraad in Kanada sal wees, dan sal daar ook wees die staatshoofde van Australië. Dit verwag mense heeltemal gewoonlik daar. Brasilië maak heeltemal sin. Brasilië, een van die wêreld se groot ekonomieë, belangrike ekonomie in Suid-Amerika. Dan ook Indië. Indië besig om een van die grootste ekonomieë in die wêreld te raak. Jy kan eintlik nie so beraad hou sonder om Indië daarbey in te sluit nie. Indië natuurlik ook 'n belangrike demokrasie, 'n belangrike bondgenoot van die Weste, maar daar was ook die afgelope paar jaar baie spanning tussen Kanada en Indië. En dis wel interessant dat Indië uitgenooi is. Dan ook Indonesië, een van die opkomende reuse, ekonomiese reuse in die wêreld. Indonesië wat 'n baie belangrike rolspeler toenemend internasionaal is. Mexico, dit maak sin op die Noord-Amerikaanse kontinent dat Kanada dan ook een van sy buurlande, al deel hulle nie 'n grens nie, Mexico sal uitnooi na so 'n beraad. Suid-Korea baie belangrik en ek gaan nou oor Suid-Korea baie spesifiek praat, natuurlike demokrasie, vrye markland in Asië, maar wat ook onlangs natuurlik heelwat onstabiliteit gehad het, en dan Suid-Afrika en Oekraïne. Nou ons weet almal hoekom word Oekraïne se president Volodymyr Zelensky na die G7 beraad genooi, bloot omdat die G7 lande baie sterk agter Oekraïne staan en Oekraïne in 'n groot mate ondersteun. Kanada wat daarmee eintlik so 'n bietjie van 'n sein wil stuur. Ek dink nie net aan Rusland noodwendig nie, maar ook aan Amerika en president Donald Trump wat natuurlik die laaste tyd bietjie meer objektief probeer wees het in terme van die oorlog in Oekraïne. Dit bring my by die laaste storie van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Onlangs, paar dae gelede, was daar 'n presidentsverkiesing in Suid-Korea. Nou Suid-Korea is 'n baie belangrike land omdat dit 'n voorbeeld is van 'n land wat in enkele dekades kon beweeg van 'n militêre regering na 'n volwaardige demokrasie in Asië, 'n land wat oor die afgelope paar dekades geweldige hoë ekonomiese groei gehad het, hoë ontwikkelingsvlakke begin bereik het en werklik waar een van die ryk lande in die wêreld geraak het, 'n voorbeeldland in Asië en 'n baie belangrike bondgenoot van die Weste. Die afgelope 2-3 jaar het ons egter heelwat politieke onstabiliteit in Suid-Korea gesien. President Yoon Suk-yeol wat as 'n konservatiewe president verkies is, daarna was daar middeltermynverkiesings. Sy konservatiewe party wat hulle meerderheid in die parlement verloor het aan die heelwat meer liberale, selfsentrum linkse demokratiese party. Dit het veroorsaak dat daar verlede jaar 'n groot stryd in Suid-Korea was tussen president Yoon en dan nou die meer links gedomineerde meerderheid in die parlement van Suid-Korea. Toe in Desember verlede jaar het president Yoon besluit om 'n krygswet uit te vaardig. Dit het slegs 'n paar uur gehou, reuse politieke krisis in Suid-Korea veroorsaak. President Yoon is in 'n staat van beskuldiging geplaas, vroeër vanjaar uiteindelik finaal uit sy pos verwyder en toe moes daar nuwe verkiesings in Suid-Korea plaasvind en die verkiesing 'n paar dae gelede, wat interessant genoeg rekordhoë vlakke van deelname getoon het, was in 'n groot mate 'n referendum oor president Yoon. En dit wat hy gedoen het verlede jaar, die krygswet en alles. 'n Mens moet dis baie mooi verstaan dat die nuwe president, wat 'n baie meer linkse president is, president Lee Jae-myung, dat president Lee eintlik maar die toevallige president geword het. In 'n tydstip waar Suid-Korea reuse uitdagings het, wesenlike uitdagings het. Nou, president Lee kom vanuit die meer linkse 'n vleuel van die Demokratiese Party en dit lei tot heelwat kommer tans onder Suid-Korea se bondgenote. President Lee was al in die verlede krities oor Amerika, oor die bondgenootskap tussen Amerika en Suid-Korea. Hy was byvoorbeeld krities geweest die afgelope paar jaar terwyl sy voorganger president Yoon bande met Japan herstel het en heelwat gewerk het aan die verhouding met Japan. Lee wat baie meer krities teenoor Japan is en nou moet president Lee
Suid-Korea uit hierdie krisis probeer lei, terwyl hy eintlik 'n rekord het van baie meer linkse aktivisme. Nou ons sal moet sien hoe dit uitspeel. En die eerste internasionale verhoog waarop dit gaan plaasvind is hierdie naweek by die G7 beraad in Kanada. Dit gaan baie interessant wees, hou veral die bilaterale gesprekke dop. Ons weet president Ramaphosa gaan ook allerhande bilaterale gesprekke hê met onder andere president Donald Trump. En ook die Duitse kanselier Friedrich Merz, maar ek sal baie graag wil sien van die ander bilaterale gesprekke wat by hierdie G7 beraad in Kanada gaan plaasvind, en dan die rol wat Suid-Korea in die toekoms gaan speel. Ons sien geweldige veranderinge in Asië. Reuse opkomende lande, opkomende magte, ekonomies, militêr, polities, China wat natuurlik toenemend aggressief optree in die gebied, veranderende bondgenootskappe, veranderende rolle van lande soos Indonesië, Indië, Suid-Korea, andere. Dit alles gaan oor die volgende paar weke en maande veral dan nou baie interessante internasionale politieke tendense meebring. So, dit is 10 stories oor die afgelope paar dae wat in die wêreld gebeur het. Ek kon sekerlik nog op meer dinge fokus. Ek wou nog gesels, maar toe sien ek het klaar 10 stories op my lys oor die toenemende geweld en aanvalle in Europa. Ons het die aanval gesien by 'n skool in Oostenryk, waarin heelwat kinders en onderwysers dood is. Daar was 'n aanval op 'n onderwysassistent in Frankryk, 'n mesaanval waarin die onderwysassistent dood is. Toenemende geweld in Europa, en ek wil bietjie dit uitpak en verder daaroor gesels, maar dit sal ons verseker in 'n volgende episode doen. Dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek hoop julle het dit enigstens sinvol geniet. Ek sal graag wil hoor wat dink julle. Ek gaan lees graag al die kommentare op YouTube, op die webblad van Marula Media, waar ook al jy kyk of luister na Wêreldwys. Gee asseblief terugvoer, laat weet my waaroor wil jy hê met ons alles gesels, maar ook wat jou opinie is oor hierdie stories waaroor ons hierdie week gesels het. Ek groet julle, tot volgende week, totsiens.